Baie dankie, Henry. Jy sien ek het, dit is die voordeel van iemand soos Henry. Hy maak seker alles is netjies en reg, en dat dit gemaklik is. Baie dankie, Henry. Sien, hy gaan nie volgende week afkry nie, hy skimp verniet vir dit hoor. Amen. Nou voordat ons vanoggend aangaan, nou ek sê altyd, my chocolate is nie hier nie, iemand het my chocolate gevat. Nou ek kom elke week en ek vra 'n vraag. En as jy die vraag reg antwoord, kan jy die chocolate kry. Nie waar nie. Nou verlede week het ons 'n bietjie gegly, né? Maar nou kom ek met 'n interessante vraag vanoggend vir jou weer. Hoekom vra ek hierdie vraag? Want ek wil jy moet geïnteresseerd raak in die Bybel en jy moet jy klein dingetjies wat ons so maklik mislees, 'n bietjie raak lees. Nou gaan ek vir jou vra, hoeveel keer in die Bybel? Luister mooi, nie op jou foon nie, Karen. Kyk nou daai kripnout, sien julle? Kyk hoe vinnig kom Google hier vorendag. Hoeveel keer in die Bybel sê Jesus, hy het God die Vader lief, en gee my die teksvers. Hoeveel keer sê hy direk uit sy mond dat hy God die Vader lief het? En dan moet jy my die teksversie gee. Reg, enigeen wat die challenge wil hê? Enigeen? Laasweek sin, daar was 'n antwoord op die groep gewees. OK, dat hang op watter vertaling jy na kyk, en die profeet se naam is Joel. Alright. Wat was die ander vraag? Julle twee gevra. Yes, in watter Bybelboek? Ja? Ja, afhangend van die vertaling waarna jy kyk. Is God is en dan het hy 'n ander betekenis en daar's nog 'n ander profeet. Ja. Yes. Dis reg, ja. Dis reg, ja. So, nou die nuwe vraag. Het enige 'n antwoord? Alright. Chocolate is myne. Prys die. Wil jy antwoord? Nee, is verkeerd. Is verkeerd. Is verkeerd. Jy het geraai, maar dit het nie gewerk nie. Dit het nie gewerk nie. Weg. Ek wil vandag eerstens begin, ek sien voor my vrou wegloop. Elsje, sal ek my videoklip hê, ja, klip verniet weg. Kom gou. Mag jy e-sort gebruik? Ja, jy kan e-sort gebruik. Jy kan enige middel gebruik om dit na te slaan. Dis jou keuse. Net nie in die kerk nie. Nee, Karen, net nie in die kerk nie. Ja, kyk hoe. Nee, jy kan nie hier in die kerk nie, jy moet dit hier ken. Nou kan niemand hom geantwoord nie, so niemand kry die chocolate nie. Nou wil Karen badkamer toe gaan om die e-sort te gebruik. Baie lekker. Ek wil vanoggend begin, my tema van my boodskap is, breek die takke af in jou lewe. Hierdie klippie het ek 'n rukkie teruggekry en hierdie week het iemand hom weer vir my gestuur en het my weer laat vas staan oor my boodskap van vandag. Speel hom vir my, baie dankie my vrou. Goeiemôre almal. Ek wil julle gou die storie van hierdie papaja boompie vertel. Hy staan hier by 'n baie besige kruising hier in die Tzaneen omgewing. Daai pad gaan Magubas Kloof toe. Daai pad gaan Mojadjies Kloof toe. Daai pad kom van Tzaneen af. Daai pad gaan na Tzaneen toe. Merensky is net hier oorkant. En daar slaan die vinger fout. Goeiemôre almal. Ek wil julle gou die storie van hierdie papaja boompie vertel. Hy staan hier by 'n baie besige kruising hier in die Tzaneen omgewing. Daai pad gaan Magubas Kloof toe. Daai pad gaan Mojadjies Kloof toe. Daai pad kom van Tzaneen af. Daai pad gaan na Tzaneen toe. Merensky is net hier oorkant. En ek het al 'n hele paar jaar hier verbygery. Maar hierdie boompie het nooit hier gestaan nie. Hy was altyd binne in die asblik. Hy was altyd binne in hierdie asblik gewees en so elke jaar as dit reën, dan kom die boompie op. Dan groei hy, dan steek hy sy blaartjies net so bo kan die rim van die asblik uit. En
nou so 'n tyd terug, ek kan nie onthou presies hoe lank dit was nie, toe sien ek maar die boompie staan hier buite, iemand het hom uitgehaal hier uit die asblik uit en hom daar geplant. En om 'n kans gegee op die lewe. Nou Jesus Christus het my uit die asblik uitgehaal en 'n kans gegee om te lewe. Want ek was my hele lewe in 'n asblik gewees. Nou, ek wil nie oor my praat nie, ek wil praat oor hierdie wonderlike ding wat ek hier sien vandag en wat ek met almal wil deel. Terwyl hierdie boompie in hierdie asblik was, het ek op die moeilikste van die moeilikste tye, het ek hier verby gery en ek het gesien, hierdie boompie staan en hy groei binne in 'n asblik. En dit het my so geïnspireer om net aan te hou werk en aan te hou lewe en aan te hou probeer en aan te hou aangaan met mens moet nie opgee nie. En kyk hierdie pragtige vrugte wat hierdie ding dra vandag. Kyk die blomme. Iemand het hom 'n kans gegee, iemand het geglo in hom en hom daar uitgehaal. My hart is sommer seer vandag hierso waar ek staan en as ek nou hier verbyry elke keer, is dit vir my 'n fantastiese inspirasie om hierdie papaja boom te sien groei hier op hierdie besige kruising waar hy 'n lig kan wees in hierdie donker wêreld, waar hy vir iemand betekenis kan hê. So as jy in 'n asblik is vandag, roep net Jesus se naam aan. Hy sal jou uithaal, hy sal jou plant. Gee hom 'n kans. Want hy is die tuinier. En die tuinier kom en hy breek die takke af. Die takke wat die dooie takke breek hy af. En hy gee ons 'n kans om te lewe. Hy haal die dooie takke af. En omdat hy ons lief het, moet hy daai takke afhaal. So, dis my storie vir vandag. My naam is François Whelan. Ek bly in Sanien. En ek wil graag hierdie met hulle deel vandag. Wat 'n inspirasie, wat 'n fantastiese, wonderlike inspirasie. Ek hoop dit beteken vir julle iets. Goeiemôre almal. Wow. Hoeveel van ons, insluit in my, het nie uit die gutter van die samelewing opgestaan nie. Toe ek niks in die lewe was nie, toe ek by die laagste punt in my eie persoonlike lewe was dit God wat die goeie in my gesien het, niemand anders nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, geliefde, moenie laat die wêreld jou vashou in die asblik nie. Moenie laat die wêreld jou vashou van jou seëning in God nie. Ek wil vandag vir jou sê, as God jou uit die ashoop gehaal het, plant hy jou in vrugbare grond. Gee jou 'n nuwe lewe. Maar daardie lewe is nie vrybaar van seer kry, bekommernis, swaar kry nie. Maar jy weet in wie jy gewortel is. En dis waar die antwoord lê. Toe ons in die ashoop van die lewe was ons in grond gewees wat nie vrugbaar was nie. Ons het probeer uitkom, want ons het altyd geweet daar's 'n God wat die goeie in my en jou sien. En wat het gebeur? Iemand het gegaan en het hy boompie gesien. En hy het hom uitgehaal en hy het hom gaan plant. Jesus het my raak gesien. Hy het my uitgehaal en hy het my in sy tuin gaan plant. Jy is kosbaar en jy moet dit nooit vergeet nie. Wat 'n kragtige boodskap het hierdie man nie vir ons gegee nie. Nie met 'n Bybelse geleerdheid nie, maar uit die hart. Ek wil vandag vir jou sê die mooiste boodskap is nie een wat in teologiese sienings vasgebaseer het is nie. Jesus het nie gekom met 'n teologiese siening nie. Hy het gekom en hy het uit die hart uit gepraat. Daarom kom hierdie man en hy praat uit sy hart uit van dankbaarheid. Dankie Here dat U my kom uithaal het. Dankie Here dat U my gesien het en my weer kom plant het in U tuin
waar daar vrugbare grond is. Maar as iets as ons dieper kyk, en hy het dit later gesê, wat moet gebeur? Daar is ou takke wat gepluk moet word. Jy gesien, hy het geloop en het die tak so afgepluk. En hy droë takke daar geval. En so moet die Here kom in sy tuin. Wat moet hy doen? Hy moet takke pluk. Met ander woorde, dit wat nie van God in ons lewe is nie, kom breek hy af, kom snoei hy uit, sodat ek en jy altyd die mooi vir hom sal wees. Maar dan moet ek en jy ook die wilskrag hê om te sê, Here, kom snoei my. Here, kom haal uit wat nie van U is nie. En ek wil hê as jy die lewende woord van God hê, gaan na Johannes 15 vers 1 tot 8, waar die Here kom en hy sê wie hy is en wat ons moet doen om altyd in hierdie tuin van God mooi vrugte te dra. Nou kom ons lees die woord van God. Hy sê, Johannes 15 vers 1, en ek lees uit die 2020 vertaling. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woord wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so is julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Vers 5, ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en verbrand dit. As julle in my bly en my woord in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Nou hier's 3 gedeeltes wat die Here uithaal. 1, wie's die landbouer? God. Wie daai saadjie daar laat opkom? God die Vader. Want hy het hom geplant. Hy het my en jou geplant. En wat het gebeur? Ek en jy het in die ashoop opgekom weens ons sondige natuur waarin ek en jy lewe. En Jesus het gekom. En wat het Jesus gedoen? Hy het hom uitgehaal met die dag toe in die kruis gesterf het. Vir my en jou en vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe verbond gegee. En wanneer ek en jy daai verbond aanneem, daai nuwe lewe, kom God die Vader en hy plant ons in sy tuin. Soos wat daardie boom geplant is langs die ashoop, het God die Vader hom daar gaan plant. En hy het Jesus kom plant op hierdie aarde, om die wingerdstok vir my en jou te wees, sodat ek en jy die loot kan wees, wat vrug dra, wat uit hom uitsprei. Hy sê, wie in my bly, wie in Jesus bly, sal goeie vrug dra. Ek en jy moet daarna sien, hoe dra ek goeie vrug? Eerstens, deur my persoonlike verhouding met God. Ons het al baie gepraat en ek het baie gesmeek en gesê, jou persoonlike verhouding met God is die belangrikste verhouding op hierdie aarde. Nie jou verhouding met jou vrou nie. Nie jou verhouding met jou kinders nie. Nie jou verhouding met vriende nie. Jou belangrikste verhouding is die verhouding met Jesus Christus, want as jy in hom is, sal jy goeie vrug voortbring. Jesus leer ons dat hy die ware wynstok is en ons is die lote. Wat bring
Wat moet ek en jy voortbring? Daardie vrug wat vir God aanneemlik is. Nou kom ek verduidelik jou iets. Het jy geweet, in daardie vrugteboom, is daar sulke aartjies wat loop na die takke toe, wat water gee, wat voeding gee, wat die vrug voortbring. Dit moet die Heilige Gees in my en jou lewe wees. Jesus is die wingerdstok, en daardie aartjies wat so deurloop, wat so na die lote toe gaan, gee voeding. En dis die Heilige Gees. En wanneer ek en jy ook nie in lyn met die Heilige Gees is nie, wat gebeur? Daai aartjie begin toegaan. En wat gebeur wanneer 'n aartjie toegaan? Hy word vrot. Hy word vrot. So ek en jy moet weet, die landbouer is God die Vader. Die wingerdstok, is Jesus Christus. Die aartjies wat voeding bring na my en jou, is die Heilige Gees. Wanneer kry ek en jy die volkome voeding van die Heilige Gees? Wanneer ek en jy gekom het en ons 'n wedergebore nuwe skepping in Christus Jesus word, gaan die kanaal van voeding na my en jou oop. Dan word ek en jy die mooi vrug wat aanneemlik vir God is. Wie gee die vrug? Sê my gou, die Heilige Gees. En dis die vrug wat ek en jy moet voortbring. As takke moet ons aan die wingerdstok Jesus verbind bly. Hoe bly ek verbind? Eerstens, deur die Heilige Gees, sy regmatige plek en toestemming in my lewe te gee. Om 'n gebedsverhouding met God te hê, om die woord te bestudeer, om te getuig, nie net met die mond nie, maar met my dade. Sien, 'n kind van God in die moderne kerk hou daarvan om met die mond te getuig. God is moeg vir dit. God soek dade. Dat ons opstaan en God se liefde met die wêreld deel. Hoekom is die wêreld so donker? Hoekom is daar so die mekaar 'n gebroke wêreld? Want die kind van God praat met die mond. Die kind van God staan nie op en laat die daad die liefde en die vrug voortbring nie. Dis mos 'n nuwe skepping, is dit nie? Ek wil jou gou 'n vraag vra. As jy 'n ou kar ry en jy ry hom in vir 'n nuwe een, wat gebeur met jou? Wat ry jy in? 'n Nuwe voertuig, nie waar nie? En almal moet weet. Ek sê waar by die werk uit klim jy mos daar uit. Dan staan jy mos so na kykie so, dan kom jy met, "O, jy het 'n nuwe kar." Ja, petrol verbruik. Yes, het jy gecheck, hy het hierdie gadgets en kyk hierdie skreen en hierdie nie. Is dit nie so nie? Nou net so werk dit met 'n kind van God. Wanneer die ou jy gesterf het en die nuwe jy opstaan, moet die mense by jou kom en vra, "Wow, ons sien jy het 'n nuwe lewe, jy het 'n nuwe blaadjie omgeslaan." Dan moet jy wie is die gadget in my lewe? Die Heilige Gees, broer. Hy gee my voeding. Het jy die Bybel gesien? My daad moet daarvan getuig. Doen ons dit? Nee. Want ons het gemaklike sitters in die kerk geword. Want as ek mos nou moet daar buite iets gaan doen, is dit werk. En ek het altyd vir mense gesê, kyk, ek is 'n baie versigtige mens vir werk. Julle moet dit baie mooi besef. Weet jy, hulle sê nog niemand is dood aan harde werk nie. But I'm not going to be the first one. Julle moet dit baie mooi besef. Ek gaan nie die eerste een wees nie. Nee, ek maak 'n grap. Maar wanneer by God kom, moet ons voorloop. Ons moet daders wees. Want as ek en jy in Christus Jesus, en wanneer ons daardie dader is, wat doen ons? Ons bring vrug voort, wat aanneemlik nie net vir God is nie, maar die wêreld sien hierdie vrug wat ek en jy uitdra. Jesus herhaal die vergelyking en hy klem daarop, hy is die wingerdstok en ons is die lote. Diegene wat in hom bly, wat in hom is, gaan baie vrug dra. Wanneer sien jy die vrug van mense? Wanneer hy in Christus is. Nou ek het nie 'n krokodilbediening in my lewe nie. Mense kom tot bekering, dan word hulle onmiddellik, of hy dink hy is tot bekering, doopbak toe, nee. Ek wil die verandering in jou lewe sien. Ek wil die vrug sien. Dan weet ek, jy's 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Dan weet ek,
ek kan jou deur die doopbad vat. Maar as jou lewe nie daarvan getuig nie, dan wat doen ek? Ek maak 'n droë sondaar aan nat sondaar. Dan het jy geen betekenis van die doop nie. Sonder Jesus Christus is ek en jy waardeloos. Weet jy dit? Ek en jy is waardeloos. Baie mense vra vir my, verskoon my, aan wie behoort ek? Sê ek behoort aan Jesus Christus, want hy het my losgekoop met sy bloed. 1 Korintiërs 11 sê, en daar's 'n nuwe verbond beseël vir my en jou. 'n Nuwe kontrak is uitgereik die dag toe hy my gekoop het met sy bloed. So het hy elkeen gekoop, maar die keuse is joune of jy daai nuwe kontrak, 'n nuwe verbond wil vat. Elkeen van ons staan onder. Ek behoort aan Jesus Christus. Ek is in hom. Daardie wingerdstork, sodat die vrug van God deur my kan skyn. So onthou dit. Ons is niks en waardeloos. Wat het hy man gedoen? Daai tak wat so gehang het, wat so droog was, het hy enige waarde gehad, so hy 'n vrug voortgebring het? Nee, hy's uitgebreek, en hy's daar neergegooi, en die woord sê, dit gaan in die vuur gegooi word. Dan oor as ek en jy nie in Jesus is nie, word ons uitgebreek. En waar gaan ek en jy op eindig? In die hel. Waar daar die vuur is, die ewige verderf, die ewige brand. Wie het al gebrand met kookwater of iets? Wie het al gebrand? Hoe seer was dit? Dis seer. Nou het jy gedink, as jy vir ewig so moes brand, maal dit met 100 of 1000. Ek wil nie daar wees nie. Ek wil in Jesus wees, sodat ek die vrug kan hê. En ek sê altyd vir my vrou, ek koop nie 'n kar sonder aircon nie. Julle moet my baie mooi besef. Want ek en hitte is nie chommies nie, dis hoekom ek nie in die hel wil opbly. Daarom sê ek altyd, hier's my aircon. Julle moet mooi besef, hier's my aircon. Want ek hou nie van hitte nie. Daarom is die kern van hierdie gedeelte, ek en jy moet in Christus wees. En wanneer ons in Christus is, kry ons die belofte en die oorwinning in Christus Jesus. Wat het daai plant laat groei? Hy is uitgeplant. Jesus het aarde toe gekom. Hy het uit sy hemelse koninkryk inbeweeg. En wat het gebeur? Hy het begin groei. En die van ons wat in hom is, sal 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin hê. Nie alle takke is egter gesond of produktief nie. Ons wees eerlik. As ek na die huis van die Here, die moderne kerk moet kyk, dan wil ek sê, Here, jou snoeiskerm moet bitter groot wees. Regtig. Jou snoeiskerm moet bitter groot wees. Of jy het baie engele wat loop en begin om uit te kap. Want ons het soos Openbaring 3 geword, lou. Ons is nie meer warm of koud vir God nie. Warm is bruikbaar. Koue water is bruikbaar. Maar ons het lou geword. Ons wil 'n middelweg hê na God se koninkryk toe. En dis eintlik wat hierdie gedeelte vir ons baie mooi sê. Daar is nie 'n middelweg nie. Jy's of in Christus of jy's nie in Christus nie. As jy nie in Christus is nie, word jy uitgespoeg. Want dis wat Openbaring sê. En daardie water word uitgespoeg. Want is nie vir God bruikbaar nie. Wanneer ek en jy lou is ons nie bruikbaar vir God se koninkryk nie. Wat gebeur? Ek en jy word uitgespoeg. Maar wanneer ons in Jesus is en ons is koud of warm en ons is bruikbaar vir God, wat gebeur? Daar kom nuwe lewe. Het jy gesien, gooi bietjie lou water op plante, wat gebeur? Hy verdor. Hy het nie bestaansreg nie. Nou dis nie hoe ons as kinders van God moet wees nie. Wie het al lou koffie gedrink? Kom wees eerlik. Weet jy, my seun toe hy jong was,
Kyk, hy is 'n mannetjie vol planne. Dan sê my vrou, of dan sê ek vir my, seun, wil nie of ons gaan koffie maak nie. Weet wat doen hy? Nee. Hy gaan, draai die warm water oop van die geyser. Daai koffie smaak nie dieselfde nie, want dit is nie gekookte water nie, dis lou water. Jy kan hy koffie nie drink nie. En dis hoe ons as kinders vandag is. Ons wil die geyser gebruik om iets te doen. Weet jy wat? Gebruik die een. En sy naam is Christus Jesus. Dan sal jy altyd bruikbaar wees en nie uitgespoeg word nie. Nou, ek wil 'n paar punte aanhaal. Hoe om die dooie takke in ons lewens te identifiseer. Ek meen, ek en jy wil vrug dra vir God, nie waar nie. En om vir God vrug te kan dra, wat moet ek en jy doen? Ons moet die foute in ons lewe identifiseer. Daarom kom 1 Korintiërs 11 vers 27-29 wat hy sê, ondersoek jouself. Wanneer jy jouself ondersoek, wat gebeur? Jy besef jou foute, jou tekortkominge, en dan moet jy daai foute gaan regmaak. Nie waar nie? Met ander woorde, ek en jy moet elke dag as ons opstaan, begin fout ondersoek doen, sodat ek en jy die fout wat in my lewe is, kan regmaak. Maar waar begin dit? Deur te erken, ek is 'n sondaar. Ek het sonde. Nou as 'n persoon na my toe kom en sê, maar ek het nie sonde nie, want ek staan onder die genade, dan sê ek, broer, jy moet die Bybel baie mooi gaan lees. Ons moenie van God se genade misbruik maak nie. Die Here sê in sy woord, daar is net een wat nie gesondig het nie. En sy naam is Christus Jesus. As iemand sê hy het nie sonde in sy lewe nie, maak hy God 'n leienaar. En ek sê vir jou, ek het baie foute, maar dank sy die genade van Jesus, wanneer ek het erken en bely wat vir my intree. Hierdie wat ons kom en sê, maar ek staan onder die genade van God. Ek wil vir jou sê, jy's besig om te verdor, jy gaan uitgebreek word. Herken jou foute. Ek is 'n mens. Ek maak baie foute. Vra my vrou, sy het 'n lysie. Gaan klop net aan haar deur. En dis wat ons baie keer nie wil doen nie. Ons wil nie herken ons het foute nie, man, ek is 'n mens. Ek het al voor die gemeente my vrou van agter laat vorentoe roep en sê ek en my vrou het 'n argument gehad. Ek kan nie preek nie, ek kan nie in die gang kom nie. My vrou vra om vergifnis. Ek is mens, maar ek erken dit. Met ander woorde, ons moet dit identifiseer in ons lewens, sodat ons daardie takke wat nie is nie, kan uitsny. Sondige gewoontes wat ons gedrag en ons verhouding met God belemmer. Sondige gewoontes. Wat is daar in jou lewe? Meneer, mevrou, as jy dalk vandag 'n buiteegtelike verhouding het, en jy sit vandag in die kerk, wil ek vandag vir jou sê, dis 'n sondige gewoonte. Wat gebeur? Die samelewing praat dit deesdae so goed. Jy's 'n man as jy so 3-4 vrouens het, 'n buiteegtelike verhouding, as jy jou vrou verneek. En is nie net by mans nie, dis nou deesdae onder die dames. En is nie net tussen volwasses nie, gaan kyk maar wat op die skool gebeur. Dis sonde. As jy trou aan iemand beloof het, dan moet jy volgens die riglyne van God beweeg. As jy 'n vinnige e-mail het, wat tot in woede oorlei, moet jy daaraan werk. As jy vandag 'n swak selfbeeld van jou het, wil ek vir jou sê, dis sonde. Want God sien die goeie in jou. Dan moet jy daaraan werk, dat jy besef wie die liefde van God in jou lewe is. Dis alles sonde. As jy 'n skindertong het, ek wil dit net baie duidelik stel. Onthou net een, manskinder nie. Nee, manskinder nie. Ons ruil gebedsversoeke uit. Dis dames wat skinder. Onthou dit net. Ons doen dit onder gebed. Nee, om Steven. Baie dankie my oom. Ons skinder nie, ons ruil gebedsversoeke uit. Dis net vrouens wat kan skinder. Nee, ek maak 'n grap. Manne,
As jy sleg praat van jou vrou by die werk, jy's kinder. Vrou, as jy sleg praat van jou man by die werk, jy's kinder. Negatiewe tong. Hoeveel keer het ek en jy nie al negativiteit oor iemand uitgespreek nie? Dit is sonde. Maar Jesus het almal met respek en liefde behandel. Dan die ander een, eer jou vader en jou moeder. En ek kan aangaan oor die sondigheid in ons lewe. Respek. Dis alles sonde. Daar's soveel klein sondetjies wat ons miskyk. Dan dink ons pad na die God se koninkryk is oop. Nee, gaan ondersoek en stel reg. En dan die ander een wat my baie pla. En dis ons taalgebruik. Jy al gehoor praat mense. Jy al gehoor praat die tieners. Jy al gehoor praat hulle op skool. Ek was nou lanklaas by die skole, want Karen staan vir my in, en ek het gewoonlik by die skool, vir al die hoërskole as ek gaan bedien het, dan sit jy daar voor, by ontvangs. Dan hoor ek die taal. Dan sê ek, waar is die ouers? Waar is die dissipline? Ek sou tog toelaat dat my kind so met 'n onderwyser praat of met mekaar so praat. Weet jy wat? Ek het gedog toe ek nog in die wêreld was, ek het goed met die matrose oor die weg gekom, maar nee, hulle wen my deesdae hoor. Die taalgebruik. Is my kind daar die taalgebruik in my huis gebruik, sal hy weet, en ek sal hom baie moeilik verstaan. Dit werk nie so nie. Ons moet hierdie klein sondes identifiseer en uithaal in ons lewens. Dinge wat ons verhouding op 'n dwaalspoor plaas. Dinge wat ons verhouding met God op 'n dwaalspoor plaas. Wat is die grootste een? Die verdraaiing van die woord van God. Valse leraars, wie ook om kry ons nie die onderskeid nie, want die aard van voeding, die Heilige Gees, werk nie in ons lewens nie. Daar is een van die gawes wat ons so 2 weke terug bespreek het, die gawe van onderskeiding. Weet as ek lieg, weet as ek die waarheid praat. Daardie Gees moet deur jou funksioneer. Want hy gee jou die geestelike voeding. Maar ons glo alles. As ou sê ek is 'n leraar, glo ons hom. Wat sê die woord? Gaan ondersoek alles en behou die goeie. Nie gaan in die wêreld en ondersoek alles nie, want dis mos wat die mense, die jong mense vir my uithaal. Nee pastoor, jy verstaan die skrifgie verkeerd. Ek moet alles ondersoek en dan die goeie behou. Ek sê ek nee broer. Gaan lees jy hom bietjie mooi. Gaan ondersoek alle dinge. Gaan ondersoek elke ding wat geestelik aan jou oorgedra word. Elke preek wat jy ontvang het. Elkeen wat 'n siening oor die woord van God het. Wat moet jy doen? Jy moet dit gaan ondersoek. En wat doen jy? Dan behou ek die waarheid wat die woord van God is. Ek moet nie 'n aanhanger van 'n dogmatiese siening of 'n ideologie wees nie. Ek moet 'n aanhanger van Jesus wees. Waar leer ek van Jesus? In die woord van God. So daai skrifgedeeltjie, toe ek jonk was, het my pa vir my gekwoteer, ek het hom ook so gedink, en dit is nie altyd vir my uitgewerk nie. Maar hy beteken, gaan ondersoek die werklike waarde van God in sy woord. Nie 'n valse prediking nie, nie 'n valse lering nie, maar gaan ondersoek God se woord. Daarom sê Martin Luther, die woord in die woord alleen. As jy 'n siening maak en jy kan dit in die woord van God bewys nie, is dit dwaling. Luister mooi. En ons is so geneig om te sê, die Here het vir my 'n nuwe gedeelte gegee. God is 'n onveranderlike God. Hy sal nie in stryd met sy eie woord wees nie. Hy's onveranderlik. Negatiewe denkpatrone, gedagtes wat ons terughou, ons vul onsself met angs en vernietende gedrag.
Baie van hierdie jong mense ly aan dit, negatiewe denkwyse. Ek kan dit nie doen nie. Dis te moeilik vir my. Wie hoekom? Ouers? Want dit is met 'n lepeltjie gevoer by die huis. Ma, pa, almal doen sy huiswerk. Wat doen broer? Hy loop met 'n smile. Ma, ek het 'n taak. Wanneer moet die taak klaar wees? Volgende week. Waaroor gaan dit? Moenie worry my kind, hy's daar. Dan kom hy in matriek of hy kom op universiteit. Nou is ma, pa nie daar nie. Nou kan hy dit doen nie, wat gebeur? Hy ontwikkel 'n baie negatiewe en swak selfbeeld van homself. Leer jou kind om iets te doen. Leer hom dat hy 'n kind van God is en dat daar waarde in elkeen is. Moenie dat die omstandighede waarin jy jouself bevind dikteer wie jy is nie. Jy is 'n nuwe liefdevolle skepping in Christus Jesus met potensiaal. Wie wil jy jou potensiaal ontgin? Skakel in by die bron van die lewe en sy naam is Christus Jesus. God sê jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Hy sê nie net 'n gedeelte en hy sê jy is tot alles deur Jesus Christus wat my die krag gee. As God jou geroep het om iets te doen, gaan hy jou ten volle toerus om dit te doen. Jy moet net die wilskrag hê om op te staan. Kom ons sny die negatiewe denkwyse net uit ons lewens. En dit geld vir my en vir jou. Wanneer iemand daar instap by die deur, dan som ons hom op. En ons het 'n negatiewe siening van hom. Maar as hy met 'n Ferrari hier stop, sê broer, kom sit, man, ek soek jou 10de. Ek verdien 'n salaris, ek het nie 'n 10de nodig nie. Amen. Mense, ons moet oppas vir negatiewe gedagtes en negativiteit wat ons uitspreek ook. Oor jou eie kinders, oor jou vrou. Weet jy wat doen jy as jy daar by die braai staan en oor jou vrou kla? Eerstens, jy skinder en jy spreek negativiteit oor jou verhouding uit. Ons moet ophou met dit. En ons moet begin positief raak. Ja, ons lewe weer in load shedding. Hy's weer terug. Die Prince of Darkness is weer terug, die CEO van Eskom. Moet ons negatief raak? Nee. Weet jy, sien hierdie tyd om tyd saam met jou kinders te spandeer. Sien hierdie tyd om saam met hulle buite te gaan sit. Leer jou kind hoe om 'n vuur te maak, om 'n braaivuur te maak. Wie vir baie kinders kan nie 'n vuur aansteek by die braai nie. Leer hom dit. Leer hom braai. Leer, sit om 'n tafel en gesels. En weet jy, dan is 2 ure verby. Maar ons kla. Plaas laat ons dit omskep in iets goeds. Familietyd, Bybeltyd. Weekom is daar verdeeldheid in die huishouding, want ouers en kinders praat nie meer nie. Kry die negativiteit uit ons uit, sodat ons kan fokus op wat belangrik is. Vir God is die familieband ontsettend belangrik. Jy as familie is 'n mini-gemeente vir God se gemeente. Afgode en afleidings, dinge wat ons fokus van God af wegneem en sy voornemens. En hoeveel is daar nie? Die popsterre. Maar het jy al gekyk hoe leef daai popster? Maar ons hang hulle aan. Akteurs. Ek het nogal baie hoë agting vir 'n sekere akteur gehad, tot waar ek agtergekom het wat sy siening rondom God is, en wat sy siening is rondom selfs geslag huwelike. Toe sê ek, wow. Ons moet regtig versigtig wees na wie ons opkyk. Weet jy wie moet jou idol in hierdie wêreld wees? Jesus Christus. 'n Godvreesende ouer na wie jy kan opkyk. 'n Pa wat leiding gee. 'n Pa wat omgee. Maar ek praat met ons vandag hier. Wat sien jou kind in jou? Sien hy iemand wat opkyk na sy idol, wat Jesus Christus is? Of hou hy vas aan wêreldse goed?
Ek hoop die kinders sien wie my God is in my lewe, sodat hulle aanhanger van hom kan word, en nie van my nie. Breek die twee takke af, is die volgende punt. Nou kom ek het dit geïdentifiseer, nou moet ek dit afbreek, en hier is waar die probleem lê. Ons wil dit nie afbreek nie. Ons wil vashou. En een van die grootste dinge waarna ons vashou is onvergewensgesindheid, nie waar nie? Jy verstaan nie. Daai man het my te nagekom, het my cherry gevat by die skool, môre het hy blou oog. Dis hoe ons redeneer. Daai man het 'n kontrak by my gevat, nou gaan ek hom wys. Plaas van, ek spreek die seën oor hom uit, God het iets beters vir my. Ons het tog hierdie onvergewensheid, gesindheid en die haatdraandheid wat in ons lewe het, ons kan dit nie laat gaan nie. Dis 'n tak wat uitgebreek moet word. As jy sê jy is 'n kind van God, laat jy dit gaan en jy gee dit vir wie? Vir Christus Jesus en vir God die Vader, want hulle is 'n regverdige God. Die oordeel kom jou nie toe nie. Maar ons wil dit hê. Ons hou tog so vas aan dit. En weet wat is 'n groot ander probleem? Hier praat ek met ouers. Jou skoon seun of dogter. Baie keer kan ons nie die goeie oor hulle sien nie. Nie waar nie? Baie keer is hy of daai dogter of seun nie goed genoeg vir jou kind nie. Weet jy wat? Hy ag daardie persoon goed genoeg om deel van sy lewe te wees. Dis sy keuse. Respekteer sy keuse. Hou op in hulle huwelik inmeng. Dis nie jou huwelik nie, dis hulle huwelik. Jy's daar om raad te gee. En dis een van die grootste dinge, die negativiteit teenoor skoon kinders. Kom ons breek dit af en ons seën hulle en ons seën hulle huwelike. Hy sê, herken jou fout. Dis die eerste ding wat jy moet doen. Herken. Here, ek is 'n sondaar. Here, ek het U nodig. Wanneer laas jy vir Jesus weer gesê, Here, ek erken my foute. Ek het 'n redder nodig. U is die redder. En wanneer jy jou fout herken het, moet jy dit bely en jy moet daarteen waak om dit nie weer te wil doen nie. Hoe doen ek dit? Gebed, woord, getuig. Gaan ons foute maak? Ja. Christelike groei, geestelike groei is val staan op, skud die sere af en gaan aan. Herken, bely, soek God se leiding. Here, ek is 'n mens wat 'n baie vinnige humeur het. Wat moet jy doen? Soek God se leiding die heeltyd. Here, ek gaan hierdie vergadering in plaas van my toys uitgooi, gaan ek rustigheid, kalmte van U soek. Laat U Heilige Gees oor my kom. Doen ons dit? Nee. Soek God se leiding in alles. As ek 'n swak selfbeeld het, sê Here, kom in my. Help my, laat die Heilige Gees my oortuig dat ek 'n nuwe skepping in U is en dat ek waarde het. Neem aksie. Aksie beteken wat? Staan op en doen. Ons identifiseer, ons vra God, dan word ons 'n sitter. Ons moet ophou sitters in die kerk word. Ons moet doeners van God se woord word. Met ander woorde, as jy sê ek het 'n swak selfbeeld, staan jy elke oggend soos ek op en kyk in die spieël en sê vir jouself, "O, wat 'n wonderlike skepping het God nie vandag gemaak nie. That's me." Sê dit vir jou. Memoriseer dit. Stap met vertroue in. God het jou geskape perfek. Jy het nie hierdie plastiese chirurg nodig om jou te verander nie. Jy gaan nog steeds dieselfde persoon bly. Maar staan op en sê vir jou en spreek lewe oor jouself, oor jou omstandighede. Maar dan moet jy opstaan en dit doen.
Ek meen, vra my vrou, die spieël is myne elke oggend. Ek weet mos wie ek is. Staan op en begin doeners word. Vra dat God jou verander. Vra dat God jou gedagtes rondom jouself gaan verander. Wanneer laas trek jy die wapenrusting aan? Want dit is een van die belangrikste maniere om staande te bly. Wie kan vir my sê, waar staan die wapenrusting? Behalwe Karen nou. Kom nou. Kom, maar nie soos 'n klomp. Ek wil sê stadsjapies, ons preekie, maar julle bly op die platteland. Enigeen? Karen, ek het, baie dankie Karen. Ons weet nie eens waar die belangrikste een staan, om staande te kan bly nie. Die Here sê, ek gee vir jou alles. Ek gee vir die wapenrusting, om die ou takke af te breek in jou lewe. Want as jy die wapenrusting aantrek, dan gaan jy geestelik sterker vorentoe beweeg. Saam met die wapenrusting, saam met Jesus Christus, saam met die leiding van die Heilige Gees, gaan hierdie woord waar word. Wie kom so swak? Ons trek nie die wapenrusting aan nie. Daarom het ons 'n swak selfbeeld, daarom het ons 'n vinnige humeur, daarom het ons dinge wat in ons lewe verkeerd is. Gaan lees die wapenrusting en trek hom aan. Om die twee takke af te breek, laastens neem aksie. Soek God, maak 'n doelbewuste besluit om die twee takke uit jou lewe te verwyder. Wie moet die besluit maak? Jy. Niemand anderste nie, jy. Jy is die een wat jou omstandighede kan verander. Niemand anderste nie. Jesus is daar om jou by te staan, jou die krag en die leiding te gee, deur middel van die Heilige Gees. Maar jy moet opstaan om te sê, ja Here, nou neem ek U aan. Ek wil nie meer 'n dooie loot wees nie. Ek wil een wees wat vrugte dra. Waar kom die besluit? By jou. Ek het my besluit 22, 23 jaar teruggeneem en ek is nie eendag spyt nie. Ek wil hom die eer en die lof gee dat hy my lewe is. Dan kom die Here en hy sê, as jy daai besluit en hy aksie geneem het om die droë tak in jou lewe af te breek, wat kom? Ek gaan vir jou 'n nuwe lewe gee. Wat kom hy sê? Die wat in my bly, sal 'n nuwe lewe hê. Sal 'n nuwe belofte in Christus hê. Sal die ewige lewe hê. Wie wil 'n nuwe lewe in Christus hê? Almal van ons. Maar dan moet jy nou die besluit neem om dan 'n nuwe lewe in jou te kan hê. Dit begin deur jou foute raak te sien, jou lote af te breek en vrug te dra wat vir God aanneemlik is. Wanneer ons die twee takke afbreek, skep ons ruimte vir nuwe groei, soos aan die wingerdstok Jesus Christus verbind te kan bly. Dan kan ons verwag vir wat? Jy kan dit neerskryf. Vernuide geestelike lewenskrag. Wanneer ek in hierdie lood of in die wingerdstok is, het ek nuwe lewe, nuwe krag. Het jy gesien hoe maklik het hy droë tak afgebreek? Gaan probeer daai een wat lewe het afbreek. Papa, hy is 10 eense met sy skoen so teen hom moes gestaan het om hom af te trek. Want daar was nuwe lewe, nuwe krag. En dis wat met my en jou gebeur. Wanneer ons daardie ons lewens uit verwyder, kom daar nuwe lewe, nuwe krag in ons. Man, jy wil sommer die vyand storm loop, oor mure spring, leeu's gaan vernietig. Moet dit asseblief nie regtig gaan doen nie. Maar dis hoe die krag van God in jou lewe is. Jy het 'n nuwe lewe, jy's 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Dis iets om opgewonde te raak. Wie van julle wil 'n nuwe skepping wees? 'n Nuwe lewe in Christus, 'n nuwe begin hê, 'n ewige lewe saam met Jesus. Breek die ou takke af en bly ingeskakel by die wingerdstok. Sy naam is Christus Jesus. Wat gebeur? God vermeerder wat? Jou lewe. Hy gee vir jou nuwe deure. Hier staan 'n verwondering wat met jou gebeur. Ek wil vir jou sê, ek en my vrou het al baie keer in verwondering gestaan hoe God vir ons deure oopmaak. Met ander woorde,
Hy kom en hy gee vir jou vrugbaarheid. Die vrug, wat moet uit my uitstraal? Die vrug van die Gees. As die vrug van die Gees nie in my is nie, is daar droë lote wat moet uit. Sodat ek 'n mooi vrug kan dra, wat wie? Vir God aanneemlik is. Hy gee my die vrugbare grond, om in te kan groei en vrugte te kan dra, wat vir hom aanneemlik is. Verhoogde vreugde en vrede, groter gevoel van vreugde en vrede en tevredenheid in alle omstandighede. Wie is die storms kom? Is die winde aangewaai kom? Weet ek waar my fondasie is? Hoekom? God het my fondasie geplant en sy naam was Christus Jesus. Daai storm kan maar kom. Ek is in die wingerdstok en ek sal staande bly. Hoekom? Want ek is in hom. Ek is in hom. Geliefdes, dis tyd dat ek en jy vir onsself die vraag moet vra. Soos daai man op daai videoklipie gesê het. Hier staan 'n geleentheid. Daardie boompie het gegroei in wat? In omstandighede wat nie gunstig vir hom was nie. Maar hy het die wilskrag gehad om op te staan en deur te breek. Wanneer gaan ek en jy begin opstaan? Ek wil vir jou sê, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Dis nie baie maklik vir 'n kind van God nie. Daar's soveel aanvalle op die woord, daar's soveel dinge wat ons wil die mekaar maak. Maar jy moet daardie boompie wees wat wil deurbreek. En wanneer jy deurgebreek het, wat gebeur? God sien jou raak. Dan kom hy en hy vat jou en hy kom plant jou in sy wingerd. Waarvan Jesus Christus die fondament, die tak, nie die lood is, die wingerd tak is waarin jy ingelood is. En sy wortels gaan nie uitgetrek word nie. Dis wanneer ek en jy veilig is. Maar dan moet ek en jy verander. Ek en jy moet die foute sien. Ons moet dit uit ons lewens uitsny, sodat ons mooi vrug vir God kan dra. Dis wat hy boompie sê. Dis wat vir my so mooi is van hierdie getuienis wat hy gegee het. Hy kyk elke dag as hy daar verby ry met dankbaarheid. En herinner waar hy was en wat God vir hom gedoen het. Elke dag moet ek en jy opstaan met 'n dankbare hart. Sê dankie vir die kruis, Here. Dankie dat U Gert kom loskoop het. Dankie dat ek in U kan wees en U in my, sodat ek regte vrugte kan voortbring wat vir U aanneemlik is. Maar dit vat werk, want elke dag moet ek my foute identifiseer, raak sien en dit uit my lewe uitsny. Anderste gaan daardie vrotkool soos 'n kanker word wat jou sistematies gaan opeet. En dan kan jy nie vrug dra wat vir God aanneemlik is nie. Amen en amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, ons nader U mooi troon van genade en liefde deur U Seun Christus Jesus. Ja, Here, deur so mooi eenvoudige boodskap, Here, waar 'n man kom sien, Here, van 'n boompie, Here, wat op 'n ashoop geplant was, Here, wat gesukkel het om te kan deurbreek, Here. Dalk is daar soveel mense wat vandag so voel, wat na hierdie boodskap luister, Here. Sê, ja, Here, ek is op daardie ashoop van die lewe. Here, die lewe het my uitgegooi, Here. Here, die lewe is besig om my vas te trap, maar God sien daardie boompie. Hier kom die hande van die Here en hy omvou daardie boompie. Here, soos daardie persoon wat daai boompie kom uitplant het. Here, het die hande gegaan met liefde en daardie boom uit sy omstandighede kom haal en kom plant in vrugbare grond.
Here, as daar iemand is wat vandag sê, Here, sien my raak. Here, ek het U nodig vandag, Here. Kom met die liefdevolle hande kom plant my in U vingerde, Here, in U wondertuin, Here. Here, sodat ek ingeskakel kan wees by daardie voeding van U, Here. Here, sodat daardie boom in my lewe kan groei, wie Christus Jesus is, Here. Here, ek wil in Jesus wees, Here. Here, ek wil daardie boom, daardie tak, Here, myne maak. Want onder daardie boom, Here, kan ek vrede kom ervaar. Kan ek nuwe lewe ontvang, Here. Maar Here, daar's 'n taak wat ek ook moet doen. Daar's dalk soveel, Here, wat reeds by die boom ingeskakel is, Here. Here, besef, Here, maar my verhouding met U is nog nie reg nie. Here, dat ons op 'n punt sal kom om daardie droë takke uit ons lewens uit te breek, Here. Here, sodat ons weer deur middel van die Heilige Gees nuwe voeding kan kry, Here. Here, want dis baie keer ook die kerk van U van vandag, Here. Ons ken U. Ons is oorgeplant, Here. Maar Here, ons het lou geword. Weens ons siening, en daar's soveel faktore, Here. Maar kom U vandag, Here, deur middel van die Heilige Gees, en kom identifiseer daardie takke, daai droëheid, sodat dit afgebreek kan word, Here. Here, maar wanneer ek dit geïdentifiseer het, Here, moet ek opstaan, en Here, ek moet werk, Here. Ek moet nader in U beweeg in my gebedslewe. Here, ek moet begin heers oor daardie fout in my lewe, Here, sodat ek vrug kan dra wat vir U aanneemlik is, Here. Maar dankie dat ons weet, Here, U Heilige Gees is die een wat ons die vrug gee om daardie takke te verander in takke, in lote wat vir U vrug aanbring, Here. Ons dankie daarvoor en ons loof U daarvoor in Christus Jesus naam. Amen en amen.